Goedemorgen, het is vrijdagochtend, die 7 Augustus 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Dis dan ook vir my 'n voorreg om vanoggend net ook aan te kondig dat SBB se sakekamer het begin om die eerste goue munte te mint. Die eerste goue munte is beskikbaar en die eerste klomp is natuurlik in die 1/10 ons goud. Suiwer goue munte, dis 'n eerste vir ons en dis seker 'n eerste vir baie wat wel met die munte in omgang is. Maar vanoggend wil ek praat rondom die mensdom. Hoe kort is die geheue ten opsigte van wêreldgebeure, dinge wat lande en die toekoms invloedryk verandering daar gelaat het. As ons kyk nou die Eerste Wêreldoorlog, bekend vir sy loopgraafoorlogvoering, die maandelange vasgehoudenheid waar hulle net van nie eens kon beweeg nie, maar in die loopgrawe vasgekeer het onder haaglike omstandighede, 'n verskriklike wrede oorlog waar verwoesting hoogtyd gevier het. En 'n paar jaar later kom die Tweede Wêreldoorlog en 'n mens staan verstom die ontwikkeling sedert die Eerste Wêreldoorlog na die Tweede Wêreldoorlog met tegnologie, wapentuigontwikkeling, vliegtuigontwikkeling wat gebeur het in hierdie kort tydperk tussen die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog. Maar dit is dan juist by die Tweede Wêreldoorlog waar ek vanoggend wil stil staan, want gister 6 Augustus 1945 om 8:15 die oggend het die Enola Gay die wêreld se eerste atoombom laat val oor Hiroshima. En hierdie bom het geval tot op 'n hoogte van ongeveer 100 voet bo die grond waar hy gedetoneer het en waar daar geweldige verliese gelei is deur die bevolking. Kyk 'n bietjie hierso na die Hiroshima aanval deur die Verenigde State, Amerika op Japan. 6 Augustus 1945, 8:15 die oggend. Die wapen was genoem Little Boy, dit was 'n Iran verrykte atoombom. Maar die verliese was tussen 70 en 80.000 mense instantly, onmiddellik, soos dood. Met nog sterftes daarna van ongeveer nog 60, 70.000 wat daarna dood is as gevolg van die radiasie, beserings, bestralings en teen die einde van 1945 kan 'n mens dus praat van 'n totale hoeveelhede wat dood is in daardie bomaanval by Hiroshima van 140.000 plus minus. Baie mense is net as vermis aangedui. Daar is nie werklike bevestiging daarvan hoe dit kan gebeur nie, maar 'n tragiese aanval op Hiroshima op die 6de Augustus 1945. En dan besef ons maar net weer eens, as ons kyk dat onmiddellik 3 dae later is Nagasaki aangeval met die tweede atoombom wat Fat Boy gedoop was en met soortgelyke verliese dan oor Nagasaki. En hier is die eerste 2 atoombomme wat ooit op teikens laat val is. En dit is in beide gevalle deur die Amerikaners gedoen. So vanoggend dink 'n mens dan
'n bietjie terug aan hierdie geweldige impak wat die ontploffing van hierdie 2 atoomwapene op die geskiedenis van die wêreld gehad het. Dit het die wapenwedloop laat begin in alle erns. Dit het die Koue Oorlog gestook en beide Amerika en Rusland veral het gefokus op die ontwikkeling van kernwapens, want as die een dit het, moet die ander een dit ook hê om homself te kan verdedig. En vandag is daar 9 lande in die wêreld waar atoomwapens bestaan en omtrent elke land sal vir jou sê dis 'n afskrikmiddel om te verhoed dat ons aangeval word met 'n kernwapen. So dis 'n stelsel van waar as die een aanval, die ander ene sal weerwraak neem. Daar's ooreenkomste gesluit wêreldwyd, atoomooreenkomste wat sê wel, ons sal dit nooit as 'n eerste keuse wapen gebruik nie, as 'n first strike wapen nie. Maar tog hoor ons deesdae al hoe meer en meer stemme uit die onkundige politieke wêreld in Europa wat begin opgaan en wat begin vra, maar hoekom kan 'n taktiese kernbom nie gebruik word as 'n eerste aanvalsmiddel nie? Moet hulle dan nie vir Rusland met 'n taktiese kernbom of 2 tref om hom uit die spel uit te haal nie? Maar dis die tipe gesprekke wat omgaan van mense met geen kennis oor atoomwapens nie, maar ook oor oorlogvoering nie. Want as die ene wapen afskiet, al is dit 'n taktiese kernwapen, dan sal daar weerwraak aanvalle wees en sal die een net lei tot 'n volgende een, die een aanslag deur 'n groter aanslag, en so sal die proses net vermeerder totdat daar omtrent niks van Europa, Amerika of Rusland sal oorwees nie. Maar mense leer nie uit die geskiedenis uit nie, hulle verstaan dit nie. En as ons gaan kyk na die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog, die geldmagte het agter dit gesit. Die Khazars is die mense wat hierdie oorloë gestook het en gedryf het en gefinansier het en in die proses net nog ryker geraak het. En elke keer is dit 'n oorlog tussen ons amper eie mense, om dit so uit te druk, en word miljoene vernietig. En soos Hitler dan ook destyds gewaarsku dat die Khazariërs wil die wêreld oorneem en hulle dikteer met hulle geld oor wat in die wêreld gebeur. So ons kan aanvaar dat die Derde Wêreldoorlog, wat tog op hande is op hierdie stadium, ook gedryf word met die doel om populasievermindering daar te stel, groter afhanklikheid vir geld om te heropbou, meer geld wat geleen word, groter mag wat verkry word, en dan die wete op die ou einde van die dag, dat op die ou einde daar net 'n superras moet oorbly, wat dan moet uitstap as die sogenaamde gode in die wêreld. Maar ek gaan nou 'n videoklip met julle speel. Dis jammer dat alles in hierdie video later oorgeklank was deur die Japaneese, wat hierdie videoklip van 4 minute gespeel het tydens hulle herdenking seremonies aan die aanval van die Amerikaners op Hiroshima. En 'n laaste woord voordat ek dit speel. Dis net interessant dat die enigste mense ooit in die wêreld wat 'n atoomwapen gebruik het, was die Amerikaners. Niemand anders nie. Tog is Amerika die land wat nou lande aanval om te verhoed dat hulle kernwapens ook mag hê om hulle self deur middel van 'n afskrikmiddel te kan beveilig. Ja,
Ons weet dat kernwapens in die hande van die verkeerde mense juis kan aanleiding gee tot 'n situasie waar dit onoordeelkundig en foutiewelik aangewend word teen die verkeerde mense. Maar in 'n oorlog, in 'n wêreldoorlog, in 'n kernoorlog is daar sekerlik nie die regte mense of die verkeerde mense nie. Die feit van die saak is dat ons nou in 'n kernoorlog moet ingaan en ons is baie naby daaraan. Dan gaan daar niks van 'n ontwikkelde wêreld oorbly nie. En ons sal inderdaad terugkeer waar ons oupa grootjies opgehou het en dis waar ons weer vanaf sal moet voortgaan om lewens te herbou. Ek gaan dit nou vir julle speel. Kyk dit gerus tot aan die einde. En ja, geniet die naweek. Dis 'n lang naweek wat voor lê, maar ek sal maandagooggend daar wees. En geniet jou kondensmelk koffie, maar maak hom baie soet. Terwyl jy terugdink aan wie die mense was wat die eerste atoombom gegooi het en eintlik die aarde in 'n nuwe rigting laat beweeg het. 'n Rigting waarin daar vandag kernwapens as die mees skrikwekkendste van alles daarstel. Geniet hierdie kykie.43秒後、高度600メートルでウラン核分裂の連鎖反応が始まり、そこに巨大なエネルギーが生み出され解き放たれる。興奮はしなかった。その時何を思ったか。よろしい、教えよう。任務に成功してほっとしてたよ。理解できんだろうがね。火の玉が膨らみ、雲が湧いてきました。下で起きている惨劇が、人々の苦痛が心に浮かび、暗い気持ちになりました。核分裂によって生まれた大量の放射線が多くの人を一瞬で死に至らしめた。
次の瞬間閃光が走る。その瞬間自分こう手をかぶせたんですね。そしたらこの骨が、手の骨が見えるんですよ。窓の方から白い光がさっとこう入ってきた。中心の温度は摂氏100万度。太陽の表面よりも熱い巨大な火の玉が生まれ、熱線が地面や壁を焼き、手すりや橋、人間までもが影を残した。ピカがバーッと来て、こういうところがバーッと焼けてる熱かったからびっくりして、そこをピタッと伏せたんですね。まず火柱が立って上がこう雲になって、続いて強力な衝撃波と爆風が街を襲う。半径2キロの建物は全壊。中心部にいたほとんどの人間が放射線、熱線、爆風のため瞬時にして命を奪われた。ここまでわずか10秒の出来事だった。